Goeiemôre al die dierbare luisteraars, weer pastoor Kai Bekes. Vertrou dit gaan met u net goed vandag en dat die lang naweek verby is en almal weer terug is by die werk en terug by die huis. Het is wonderlik gewees, baie mense het die naweek, die paasnaweek groot dienste gehou en konferensies gehou, ander het bietjie see toe gegaan, tyd weggegaan vir vakansie. Hoe ook al sê, baie dankie dat ek vandag met u kan praat. U weet, die kruisiging van die Here Jesus is nou verby en die opstanding is verby en nou dink mense, nou kan ons weer aangaan. Maar ek het vandag vir u sê dat die geestelike lewe eindig nie daar toe Jesus opgestaan het nie. Die stryd is nie daar heeltemal klaar verby en weg nie. Die stryd is maar nog steeds daar. Jy weet, ek dink so min mense weet werklik van wat in die geesteswêreld en die geesrehelm aan die gang is. Ons lees van engele, ons leer meer van die engele in die Nuwe Testament as in die hele Ou Testament. Die engele is 'n werklikheid. En Lucifer, die duiwel, was een van hulle wat as gevolg van hoogmoed, volgens Esegiel 28, tot 'n val gekom het en God hom van die Godeberg afgestoot. Maar die dinge, hierdie mense, hierdie wesens is 'n werklikheid. Engele is 'n werklikheid. En ek sien in Matteus 4, kom die duiwel en hy is kontant genoeg om die Here Jesus te gaan versoek, daar, terwyl Jesus so 40 dae en 40 nagte gevas het in die woestyn. En hoe hy vir die Here Jesus versoek met verskeie dinge, en mense sal dink dat Jesus hom gesê het, man, fik Satan, jy het nie meer reg om te praat nie. Jy het nie meer reg om hier te praat nie, maar nogtans Jesus antwoord hom. En want Jesus het na so 40 dae te begin honger word, sê die woord daar, die tweede vers van Matteus 4. En die duiwel sê vir hom, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Hy weet dat Jesus is die seun van God, maar dit is altyd nog die taktiek van die vyand, as u die seun van God is. En verder gaan hy, en die Here antwoord hom, en die Here sê vir hom, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Toe kom die duiwel nog verder, op die dak van die tempel staan, en hy sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en dan sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie, maar dit sê die duiwel nie af nie. Weer neem hy die Here Jesus verder na 'n hoë berg toe. En hy sê vir hom, en hy wys hom die wêreld en al die lande en die koninkryke van die wêreld. En hy sê vir Jesus, al die dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hy bied vir Jesus dinge aan wat ons sou dink, dis mos nie eintlik sy eiendom nie. Maar weet jy, in sy gevalle toestand, het hy die hele mensdom op die aarde so agterop aan verlei, dat wat hom aanbetref, aanbid almal hom. En dis ook werklik die rede waarom Jesus moes kom. Die duiwel is nie heeltemal weg nie. Hy is nog bestaan. Hy is nie uitgewis, want die versoeking is nog steeds daar. Hoor wat sê die woord in Johannes 10, die 10de vers. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Dit is Jesus wat praat. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Wil ek vandag vir u sê dat Jesus het opgestaan. Ons het die fees gehad. Gister is die opstandingsdag, ons prys die Here vir dit. Maar weet jy, baie mense dink hy is nou die fees klaar gevier. Nou is dit skoonpad vorentoe. Die duiwel en sy engele, sy medewerkers, die bose geeste en die owerhede en die magte in die lig is nog steeds 'n werklikheid. Is nog steeds daar. En hy kom nog steeds om jou te verslag en te verwoes. Hy het gekom om jou te beroof. Hy lê en loer, waar kan hy jou in 'n greep inkry, waar hy jou kan beroof. Maar mense, ek wil vir u sê, Kolossense 2 vers 15 sê, dat nadat Jesus die owerhede en die magte uitgeklee en in openbaar tentoongestel het, en daardeur
oor hulle getriomfeer het, moet ons nog weet, die duiwel is nog steeds daar. Want 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar sê God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. As Jezus is die woord van God sê, wat ons altyd laat triomfeer. Jy gaan nie triomfeer as daar nie 'n geveg is nie. Jy kan nie triomfeer en sê ek is 'n wenner as jy nie teestander het nie. Ek kan nie vandag sommer vir my 'n groot goue beld laat maak en om my lyf hang en sê ek is nou die swaargewig kampioen vir die boks en die stoei en die karate. Ek is sommer al die kampioene gelyktydig. Die mense gaan my lag. Hulle my sê, wanneer het jy die titel gewen? Teen wie het jy laaste geveg? Jy kan eers daai titel kry, jy kan eers triomfeer as jy 'n oorwinnaar is. Nou die woord van die Here is duidelik in Efesiërs 6, 12de vers. Hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede, die bose geeste, die wêreldheersers van hierdie eeu. Daar's 'n stryd aan die gang. Jesus is gekruisig, hy het opgestaan, maar prys God, deur hom kan ons triomfeer. Sonder Jesus het jy nie 'n kans om te triomfeer nie, hoor. In jou eie krag sal jy nooit die duiwel kan verslaan nie. Jy kan nie, hy gaan jou versoek, as hy gedink het om Jesus te versoek, moet dink, hy gaan my uitlos en u uitlos nie. Sonder Jesus staan jy nie 'n geringe kans om te wen nie. En al sou jy nou die mooiste naweek gehad het, met die mooiste Paasfeesdienste, en die beste predikers en die beste sangers van die bestes in die land het opgetree by verskeie plekke, en dit was pragtig, en ons waardeer dit. Maar ek wil vir u sê, as jy alleenig is, so Jesus alleenig in die woestyn is, toe val die duiwel op met versoekinge. Vandag, as jy nou by die wys, môre gaan jy werk toe, waar ook al jy gaan wees, dan kan jy op die pad vandag terug huis toe van die lang naweek af, hoor wat ek vandag vir u sê. Moenie dink jy is nou vry en los nie. Die duiwel is 'n waarheid. Ek verkondig nie sy deugde nie. Ek wil dit nie verkondig nie, maar ongelukkig is hy 'n werklikheid. En sonder Jesus Christus, die Seun van God, het jy nie 'n geringe kans om te oorwin nie. Wil jy oorwin word deur die duiwel en uiteindelik saam met hom in die poel van vuur gewerp word, want dis waarvoor die poel van vuur gebou word, is vir die Satan en die wat hom volg, die wat die verlosser Jesus nie aangeneem het nie. Jy weet, ek het nou die dag op die Facebook 'n boodskap gepraat oor die stroomwater. Ek dink ek het op die radiostasie ook dit genoem. Die mensdom is almal in 'n geweldige stroom op pad na die einde toe. En almal wat in die stroom is gaan vergaan, tensy iemand vir jou 'n lewenstou uitgooi en sê, gryp die tou en ek red jou. En daardie tou is Jesus Christus. As jy daardie tou mis, gaan jy saam die res van die wêreld en die duiwel, en die 1/3 van die engele wat saam met hom tot 'n val gekom het, gaan jy in die poel van vuur land, en niemand gaan jou daar kan uithaal nie. Jy weet, as mens nou glad nie hierdie boodskap ooit gehoor het nie, as jy nog nooit in jou lewe gehoor het van Jesus die saligmaker, Jesus die redder, Jesus die verlosser, kan ek dink, jy kan sê, ewige Vader, ek het nooit geweet nie, as ek maar net geweet het, maar ek wil vir u sê, in Suid-Afrika, ten spyte van al die verskillende volkere, verskillende godsdienste, verskillende dinge wat hulle doen, is daar niemand wat nog nooit gehoor het van Jesus Christus nie. As jy van hom gehoor het, dan dit beteken, iemand het jou vertel waarom hy gekom het. Hy het gekom om te red die wat verlore is. Hy het gekom, hy het my gered in 1970, Junie maand die 7de, het hy my gered, ek het tot bekering gekom. En ek wil vandag vir u sê, hoor die woord van die Here, dit is vandag die dag wat jy 'n geleentheid het, en dit sê, Jesus, Seun van God, u wat oor die naweek wat ons so pas gevier het, gekruisig is, en opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Ek aanvaar u as die redder, om my die stroom van die mensdom uit te red. Ek aanvaar u as God se offer, om my skoon te was deur sy bloed. Ek aanvaar dit. Ek wil uitkom uit die sonde. Ek wil uitkom uit die groot stroom wat op pad is aan die ewige verderf. Ek wil my naam geskryf kry in die boek van die lewe. Doen dit sommer nou, net daar waar jy nou na die radio luister. Doen dit nou.
daar's net dat 'n minuut oor vir jou, niemand sal weet nie. Ek wil nie met vrees aanjaag nie, maar ek vir u sê, dinge gebeur vinniger as wat 'n mens altyd kan dink. Jesus roep jou, hy wil jou red, hy wil jou verlos, hy wil jou 'n plek gee in die ewige heerlikheid saam met hom in die koninkryk van sy Vader. Ek bid u, doen dit, moenie uitstel nie, doen dit nou. Die duiwel is 'n werklikheid, die bose magte is 'n werklikheid, bose geeste is 'n werklikheid, die ongeregtigheid is 'n werklikheid. Sonder Jesus gaan jy dit nie maak nie. Bid dat die Here hierdie woord in jou hart sal seën, dat jy gehoorsaam word aan dit, en dit sal doen nou, nie vir my nie, ek sal nie eers weet as jy dit gedoen het nie, maar vir jouself. Ek bid dat die Here jou red vandag, jou genade gee vandag, dat jy saam met ons eendag in die heerlikheid van God kan verskyn. Amen.